Suid-Afrika in Carletonville en ons gaan 'n wonderlike dag saam met die Here hê. Kom ons sluit ons oor. Vader, ons dankie vir 'n wonderlike geleentheid. 'n Geleentheid om U naam op te hef, Here, om lofsang en prys aan U te bring, Here, om aanbidding voor U te kom, Here, sodat U ons kan aanraak, sodat U ons lewens kan vasvat in U hand, Here, verander en omdraai na die beeld van Christus toe. Hoe dankbaar is ons nie om te weet dat U altyd teenwoordig is, alomteenwoordig is, om ons lewens, Here, deur te dra, in elke drif uit, Here, uit elke omstandighede uit, dat ons altyd geseënd sal wees met die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat vir ons krag sal gee, om vrug te dra, om die naam groot te maak, sodat elke een kan weet wie U is, Here. Ons loof en ons prys U vandag in Jesus naam. En hulle wat saamstem sê amen. Halleluja. Are you saved by grace? Is jy gered deur genade vermoede? Ons is gered deur genade, so ons gaan sing saved by grace. My name is in the book of life. Ek hoop jou naam is in die boek van die lewe, want ons praat verhoorde daaroor.
vertel, nie net in woorde nie, maar in dade, wie Jesus is. Is jy bereid om vanmôre met blydskap in die hand uit te gaan en die vreugde van God uit te dra, sodat ander mense dit kan ervaar? Then sings my soul.
woord genoeg is in die Here, en in die aanbidding kan jy sy teenwoordigheid aanvoel, kan jy voel die gees van God in die roer, dan wil ek vanmôre sê dat jy moet jouself voorberei, dat jy 'n heilige plek is vir die Here om in te lewe, dat die liggaam 'n heilige woning is vir die Here. Lord, prepare me to be a sanctuary. Laat die Here u verander, laat jy 'n heilige dom maak, waarin hy kan lewe vanmôre. Try
geen ander eindig die Vader, soos die sê die woord. Die gaan die naam, ons naam skryf in die boek van die lewe, wat geskrywe sal reeds met God. Maar die gaan ook die naam van die stad voor ons voorhoofde sit, sodat ons sekerheid het wat ingaan, dat ons altyd sal weet, dat ons is heilig, nie deur ons eie werke nie, maar deur die genade van God, nie deur ons eie krag nie, maar deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees, nie deur ons eie potentiaal nie, maar deur die werking van die Heilige Gees in ons lewe. En ons dank U daarvoor vanmôre in Jesus naam. Kom ons sing die lied nog 'n keer. Halleluja. Ek hoop die hart is reg, dat die gereed is, dat as die Here sal kom, dat die daar sal wees. Amen. Dat die lewe in orde sal wees, dat die lewe altyd teenwoordig sal wees in die teenwoordigheid van God. Ek wil vanmôre weer terugvang en net so 'n bietjie vasvang, waar ons voor die konferensie was. Ons was besig gewees in Openbaring 6. En ek sê julle dat Openbaring 6 het begin om ons die seels te wys, en ons het gesien hoe die 6de seël oopgemaak word, en ons sien dat Openbaring 7 vanmôre tussen die 6de en die 7de seël, dit is wat plaasvind tussen die 6de en die 7de seël, wat oopgemaak moet word. Ons is nog steeds in die eerste 3,5 jaar van die verdrukking, en ek wil hê dat jy baie uitdruklik moet verstaan, dat as ons hierdie dinge sien, dan sien ons hierdie seels wat die 7 oordeele oor die skepping van God bring, en ander woorde oor die natuur van God bring, die 7 oordeele van God, wat hy sy woede op die natuur uitstort, en dan sien ons ook 7 oordeele wat God op die mens uitstort, en dan kom ons by Openbaring 7 vers 1 tot 17, en ek lees dit vir vandag, en ek wil hê met aandagtig daarna luister, sodat ons kan terugkom na dit, en na hierdie dinge, wanneer hy praat na die 6 seels wat basies oopgemaak het, na hierdie dinge wat gebeur het, na hierdie oordeel oor die natuur en oor die mens uitgetel het, kom hy verder en sê, en het ek 4 engele op die 4 hoeke van die aarde sien staan, en hulle het 4 winde van die aarde vastgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde, of op die see, of teen enige boom nie. En ek het ander engel gesien opkom, met die opgang van die son, met die seël van die lewende God, en hy het met 'n groot stem geroep na die 4 engele, aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig. En gesê, moenie die aarde op die see op die bome beskadig, voordat ons die diensknegte van ons God op hulle voorhoofde verseël het nie. En ek het die getal van die verseëldes gehoor, 144.000 verseëldes uit die stamme van die kinders van Israel. Uit die stam van Juda 12.000 verseëldes. Uit die stam van Reuben 12.000 verseëldes. Uit die stam van Gad 12.000 verseëldes. Uit die stam van Asher 12.000 verseëldes. Uit die stam van Naphtali 12.000 verseëldes. Uit die stam van Manasse 12.000 verseëldes. Uit die stam van Simeon 12.000 verseëldes. Uit die stam van Levi 12.000 verseëldes. Uit die stam van Iskar 12.000 verseëldes. Uit die stam
van Zebulon, 12.000 verseeldes. Uit die stam van Josef, 12.000 verseeldes. Uit die stam van Benjamin, 12.000 verseeldes. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte van wat niemand kon tel nie, uit alle nasies, stamme, volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon, voor die lam, bekleed met wit klere, met palmtakke in hulle hande, en hulle het met 'n groot stem geroep en sê, heilig aan ons God, wat op die troon sit, en aan die lam. En al die engele het rondom die troon, die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval, en God aanbid, en gesê, Amen, die lof, die heerlikheid, die wysheid, die danksegging, die eer, die krag, die sterkte aan ons God, tot in alle ewigheid. Amen. Toe het een van die ouderlinge gespreek met my en gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle? En waar vandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my Heer, U weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle klere gewas, en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God, en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal tent oor hulle opspan, sal sy tent oor hulle opspan. Hulle sal nie meer honger en dors hê nie. Nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy en hulle na lewende waterfonteine lei. En God sal alle trane van hulle oë afvee. Ons sien dat tussen Openbaring 6 en Openbaring 19 is die 70ste week van Daniël, die groot verdrukking. Dis 'n 7 jaar periode. Daniël 29 vers 27 sê ons duidelik, hy sê die week wat die anti-kris 'n verbond gaan sluit met Israel. Hierdie het niks te doen met ons en sy as die kerk nie. Hierdie het alles te doen met Israel en Jerusalem. Hoekom Israel en Jerusalem? As jy na wêreldkaart baie mooi gaan kyk, sal jy sien dat Jerusalem is eintlik die senterpunt van die wêreld. Met ander woorde, Jerusalem is die baie belangrikste punt van waarvan uit te beweeg, en almal wil graag daardie punt hê. En daarom wil God so belangrik wees vir ons, dat God nou voorsiening wil tref. Met ander woorde, Israel het op hierdie stadium, daar is wel messianiek gelowiges wat gered is op die oomblik, maar hulle sal saam met die kerk weggeraap word. Maar op hierdie oomblik, die oomblik as die kerk weggeraap is, dan gaan God 144.000 van die Israeliete seën en met 'n seël op hulle sit, sodat die anti-kris niks aan hulle kan doen nie, sodat die woede van God wat op die aarde uitgestort is, niks aan hulle kan doen nie. Want Openbaring 3 vers 10 sê vir ons, hy sê want die woede van God sal nie op sy kinders val nie. En daarom is dit belangrik dat ons weet, maar ons sien ook dat hier is 'n magdom van mense wat die Bybel sê wat gered word in hierdie tydperk. Want hy sê voor die troon van God staan hier 'n magdom van mense, van elke stam, van elke nasie, van elke taal, van elke volk, staan hierdie mense voor die troon. En hulle is gered, en hy sê vir hulle is gered deur die bloed van die lam. Hulle klere is gewas, die wit kleed is gewas deur die bloed van die lam. Hulle het basies met hulle lewens betaal om gered te word, want hulle was nie gered toe die wegraaping plaasgevind het nie. Maar hierdie tyd van God is so, hoe kan ons sê, ek het nie Afrikaanse woord vir dit nie, maar horrific, so ernstig, so erg, so wreed, dat baie van hulle besef dat hulle moet tot God kom. Miskien sê jy vandag met familie, wat nie die Here wil aanneem nie, maar die dag as die wegraping plaasvind, gaan hulle besef dat hulle die ware God aandien. Gaan hulle besef, hulle moes gereed gewees het. En dan gaan hulle God aanneem, maar dit gaan hulle God aanneem ten koste van hulle lewe. Met ander woorde, hulle gaan met hulle lewe daarvoor betaal. Ons moet onthou as ons hierdie Bybel bestudeer in die boek van Openbaring, dan moet ons onthou hierdie ding is in kronologiese orde geskryf. Met ander woorde, hy's geskryf in tyd, era, volgordes. Daar is die 7 seels
daar is die 7 trompette, nou ons is op die oomblik tussen die 6de en die 7de seël. Daar is die 7 skale van woede wat God gaan uitstort. En dit is so belangrik. Julle sal onthou dat as ons kyk en ons het gelees nou hierso, lees ons in Openbaring 7 en ons lees dat in Openbaring 7 vers 1 tot 8 sê hy en hy 144.000 uitverkies. Nou wil hy met iets let op hierdie hoofstuk. Vanaf vers 1 tot vers 7, tot vers 8 sal ons nommers sien. Hy het 144.000 gered. Met ander woorde 144.000 gered, 12.000 uit elke stam. En dis reg, hierdie is mense, ek wil jy moet mooi luister. Hierdie is mense wat die wegraping gemis het. Hulle was nie in verhouding met God nie. Hulle was nie wedergebore toe God gekom het nie. Maar God het op hierdie stadium met hulle Christus aangeneem. Hulle het gesien dat Christus is werklik die Messia. En hierdie 144.000 Jode het Christus aangeneem op daai stadium. En hulle is wedergebore. En God het hulle geseël met die engel, sodat God se woede hulle niks kan doen nie, sodat die anti-Christus hulle niks kan doen nie. Elkeen van hierdie mense en hierdie magdom, as ons kyk van Openbaring 9 tot 17, sien ons 'n groot magdom van mense, sê hy magdom van mense wat voor die troon van God staan, met wit klere aan, met palmtakke in hulle hande. En ek wil hê moet sien, daar is geen getalle hierso nie, want hierdie getalle is nog nie volmaak nie. Hierdie is mense wat besig is om wedergebore te word in die verdrukking. Ek wil vir julle sê dat in die verdrukking gaan daar 'n magdom van mense wedergebore word. Daar gaan 'n stroom wees wat in die hemel instroom. Daarom het God nie 'n nommer gegee nie. Daarom sit God nie 'n syfer nie. Want gedurende hierdie verdrukking is daar nog mense wat konstant tot die Here kom en vir die Here hulle lewens gee en met hulle lewens betaal. En die oomblik as hulle met hulle lewens betaal, word hulle saam met hierdie stroom, hierdie magdom van mense in die hemel ingevoer. Ons kyk hierso sien, ons Israel het 'n nommer. Die mense van Israel wat gered, jy weet wat op daai stadium tot bekering gekom het, wat geroep word as basies evangeliste. En hierdie 144.000 evangeliste het 'n nommer. Maar die mense wat gered word gedurende daai tyd, het nie 'n nommer nie, want daar is 'n konstante stroom wat instroom. Hierdie 144.000 mense wat God eenkant gesit het, hy eenkant gesit vir 'n baie spesiale doel. En ek wil vanmôre vir julle sê dat dit moet belangrik wees. Ons sien ook dat die Bybel praat hierso van die 4 hoeke van die aarde. Ons sien die Bybel praat van die 4 engele. Ons sien hy praat van die 4 windrigtings. Hoekom praat hy van 4? Want as jy onthou toe ons oor nommers gepraat het, het ons gesê 4 is die nommer van die aarde. Jy sal onthou ons het gesê die aarde het 4 elemente wat ons het: grond, lug, water en vuur. Ons het ook, en vandag wil ek byvoeg, ek wil vir julle sê die aarde het 4 windrigtings: noord, suid, oos en wes. Ek wil ook vir julle sê vandag dat die aarde het 4 seisoene. Namelijk hy die somer, hy die herfst, hy die winter en die lente. So die 4 het te doen met die regeringskap van die aarde. Met ander woorde, 4 is die nommer wat regeer oor die aarde. Dit is die nommer wat bepaal. As ons byvoorbeeld kyk na God se uitbraak wat hy deur die mense gebring het, sien ons dat as ons na die aarde se skepping kyk, sien ons die visse, ons sien die voëls, ons sien die wilde diere en ons sien die beeste en die skape en die lamme. Met ander woorde, God skei tussen die diere, die makdiere en die wilde diere skei hy, maar is 4 skepinge. Ons sien 4 engele. En as ek wil hê dat jy moet kyk na die 4 engele, as ons kyk, praat hy met die 4 engele en hy sê vir hulle, moenie die aarde nog skade doen nie, wag vir die dag, wag vir die uur en vir die tyd wat dit moet gebeur. Met ander woorde, God hou hulle terug vir 'n bepaalde dag, vir 'n bepaalde uur, vir 'n bepaalde tyd. God is in beheer. God is in beheer. Ons kyk na die wêreld en die gaas van die wêreld en ons dink God is nie meer in beheer nie. Maar ek wil vir julle sê, God is in beheer. Die 144.000 is die evangeliste wat uitgestuur word vir
hierdie tyd. En wat so interessant is, wat is na hierdie evangeliste kyk, dan sien ek hierdie engel wat hulle kom seël, kom van die ooste af. En dit is so wonderlik om te weet, dat die seun van God kom ook van die ooste af. Maar hierdie engel kom van die ooste af, en hy kom om hulle te beskerm, hy kom om hulle te seël, hy kom om hulle te maak na 'n punt toe, wat hulle basies, jy weet, jy kan niks aan hulle doen. In Engels, sal ek sê, is untouchable. Maar jy kan nie aan hulle raak nie. As ons verder gaan sien, ons nog 2 ander getuienisse, en hierdie getuienisse is in Openbaring 11 sien ons vir Elia en vir Enoch. Hoekom sê ek dis Elia en Enoch? Want Elia en Enoch is die enigste 2 mense wat nie gesterf het in die Bybel nie. Die skrif sê hulle is lewendig opgeneem na bo toe. Nie een van daai 2 het gesterf nie. Daarom kom hulle terug as getuienisse. En dit wat daai mense doen op daai stadium voor die tempel, die oomblik as die anti-kris kom en hulle doodmaak en hulle lê daar en hulle staan weer op, dan gaan 'n magdom van mense tot bekering kom. Dan gaan die mense besef dat die anti-kris is nie wie hy sê hy is nie. Die ware God is Jesus Christus. En hulle gaan tot bekering kom. Hoekom het die Here hierdie 144.000 geseël? Hy het hulle geseël want die anti-kris gaan sy volgelinge ook seël. As jy lees in Openbaring 13 sê, jy gaan eintlik die naam van die anti-kris vat, of die nommer van die anti-kris vat, of jy gaan die seël van die anti-kris vat, op jou regterhand en voorkom. So hy gaan sy mense ook seël, maar God seël sy mense eers. God weet wat kom. God het nie enige twyfel nie. En wat so wonderlik is van hierdie ding, as jy teruggaan, as jy onthou, as ons teruggaan na Openbaring, jy weet, 2 en 3 toe, Openbaring 2 en 3, waar hy met die kerke praat, sê hy vir ons, hy sal die naam van sy stad op ons voorkoppe sit. So jy en ek gaan ook die naam van Jerusalem op ons voorkop kry. Net soos die 144.000 die naam van Jerusalem voor hulle kop van die nuwe Jerusalem voor hulle kop kry, so gaan jy en ek daai naam hê. Met ander woorde, as ons nou werklik daarna kyk, dan gaan ek vir basies sê, daar is 2 dinge wat gaan bepaal of jy in die nuwe Jerusalem gaan inkom. Die eerste ding wat gaan bepaal of jy in die nuwe Jerusalem gaan kom, in Openbaring 21, is jou naam geskryf in die boek van die lewe. Is jou naam geskryf in die boek van die lewe. Die tweede ding wat gaan bepaal of jy gaan in die nuwe Jerusalem ingaan, het jy die naam van die nuwe Jerusalem op jou voorkop. Met ander woorde, is jou lewe so geseën dat God sy seël op jou gesit het, sy stempel op jou afgedruk het. Daar is baie mense wat sê, daar is 10 stamme van Israel wat verlore is. En ek hoor baie keer die mense wat praat dat we are part of the lost tribes of Israel. En dan kry jy die kerke wat met valse lering en valse probleme, jy weet, met valse voorwendsels sê, hulle is die verlore stam van Israel. Hierdie is nonsens. Kom ek sê vir sommer reg, hierdie is nonsens. Want hier sien ons dat God elke stam seël, 12.000 uit elke stam. En God maak nie 'n fout nie. Kom ek sê vir vandag, dat God ken die DNA van elke Jood. Selfs al ken daai Jood nie sy eie DNA nie. God ken sy DNA. En hy hoef nie te twyfel nie. Die engele gaan ook nie 'n fout maak nie, want hulle weet wie is die werklike Jode. Hulle sal die werklike Jode seën en seël met dit. Nog nooit in die geskiedenis van die mensdom was God sonder getuienis. Nog nooit. En hier sien ons die getuienis, 144.000. Ons sien die getuienis, die twee wat voor die tempel gaan staan, wat teruggekom het aarde toe, die 2 wat voor die tempel gaan staan. Ek wil vandag vir julle sê, daar was 'n tyd in die lewe, toe die wêreld net een getuie vir God gehad. Dit klink amper skrikwekkend, as jy vir 'n oomblik daaraan kan dink. Maar as jy terugdink aan die tyd van Noag, sal jy onthou dat die Here sê net een man gevind wat waardig is. En sy naam was Noag.
Noag nie. Noag was hy was die prediker op daai tyd. Hy was die een wat verkondig het daai tyd. Hy het vir 120 jaar het hy verkondig en gesê dat die vloed gaan kom. God sê kom tot bekering. En ek wil vir julle vertel, in daai 120 jaar is die enigste mense wat tot bekering gekom het, sy familie. Dis die enigste mense wat tot bekering gekom het. So God is nooit sonder 'n getuienis. God is nooit sonder 'n prediker wat vertel van wie en wat God is. God is nooit sonder 'n bewys dat hy is die God wat die mense in die heelal geskaap het. En daarom moet ons weet, ons hoef nie te twyfel nie, hier stuur God nou. En in Noag se tyd was dinge maar erg geweest. Maar nou is dit erger. En nou stuur God 144.000 uit. En God stuur 2 bonatuurlike, ek kan sê bonatuurlike getuienis uit in Elia en Enoch. Mense wat in ere van oertydperk terugkom aarde toe en kom staan voor die tempel en getuienis wees, want die moet onthou. As ons behoor kyk, dan sien ons dat God praat altyd van die 12 stamme van Israel. En baie mense kom en sê hulle, ja, maar hoekom is die stam van Dani genoem, so jy weet van Dan, hoekom is sy naam nie daar nie? En dan, maar ek wil vir jy sê dat daar was nie net 14 nie, daar was nie net 12 stamme gewees nie. As ons gaan na Jakob toe, sal ons sien dat hy basies het hy 12 seuns gehad. Jy verstaan? Maar nou moet ons weet dat Josef het 2 seuns gehad. En toe Josef se 2 seuns toe Jakob sterwe, toe roep hy vir Josef daarna om toe, en hy sê sy 2 seuns, en hy pat sy hande, en hy ruil sy hande oor op die 2 seuns, en hy sê vir Josef, hierdie 2 seuns word nou my seuns, en hulle kry 'n plek, Efraim en Manasse, en hulle kry 'n plek in my erfenis, nou hulle word my seuns. So daar's in werklikheid 14. Maar as ons in die Bybel kyk, elke keer wanneer die Bybel praat van die stamme van Israel, praat hy van 12 stamme. Partykeer los hy vir Lewi uit, partykeer los hy vir Dan uit, partykeer los hy vir Reuben uit, maar elke keer wanneer die Bybel praat van die 12 stamme van Israel, praat hy net van 12. Hoekom van 12? Want 12 is die nommer van heerskappy. 12 is die nommer van regering. 12 is die nommer wat ons sal kyk, as ons na die sterrestelsels rondom die aarde kyk, sien ons die sterrestelsels rondom die aarde, daar's 12. Die zodiac, wat hulle noem die zodiac, wat ons sê die sterre voorspel, daar's 12 van hulle, reg rondom die aarde. En dit is 'n teken om ons te sê dat God regeer. God is in beheer oor die heelal. God regeer. Die wêreld is onder God se heerskappy. Daar's 12 apostels. Ek bedoel, hulle het tog 'n nuwe apostel gekies vir Matteus en Paulus, maar die Bybel altyd praat net van 12 apostels. Daar's 12 ingange. Daar's 12 poorte in die Nuwe Jerusalem. Daar's 12 fondasies op die Nuwe Jerusalem. Hoekom? Want God regeer. God regeer. Ek wil vanmôre hê jy moet besef dat God is in beheer van alles. As ons na hierdie groot magdom van mense kyk, dan sien ons alle nasies van die wêreld word beskryf in 4 uitbeeldings. Nasies, stamme, tale en volke. Hulle word in 4 uitgebeeld. As ons kyk na die palms wat hulle in hulle hande het, hierdie palms is gewoonlik 'n teken van vreugdevolle vertroue in God. Jy sal onthou toe Jesus in Jerusalem ingekom het, het hulle palmtakke geswaai en voor hom geswaai en hulle was vreugdevolle vertroue in God. Hierdie palmtakke het sê ons het vertroue in God. Hulle het gebetaal met hulle lewe, maar dit maak nie saak nie, want hulle is by God. Hulle het vertroue in God. Hulle loof hom, hulle prys hom. As ons kyk na die vorm van aanbidding wat hulle doen, 'n volmaakte aanbidding. Hulle sê alle lof, alle heerlikheid, 7voudige volmaaktheid, lof,
heerlikheid, wysheid, danksegging, eer, krag en sterkte. Hoekom lof? Want God is waardig en hy is die enigste een wat waardig is om aanbid te word. Hoekom heerlikheid? Want hy is pryswaardig. Daar is niks wat hy nie kan vermag nie, hy is pryswaardig. Hoekom wysheid? Want hy weet alles. Daar is niks wat hom ontgaan nie. Hoekom danksegging? Want dit is die enigste plek waar die ware danksegging vir ons waarde het. Hoekom eer? Want God het 'n reputasie wat alles oorkom. Daar is geen fout in God nie. Hoekom krag? Want hy kan alles doen. Hoekom sterkte? Want hy is die skepper van die hele al. Ons kyk na die wegraping, as ons kyk na hierdie situasie, ons kyk na hierdie verdrukking, dan lees ons in Matteus 24 vers 1 en 20 waar Jesus vir hulle sê, hy sê, daar sal 'n groot verdrukking kom, soos wat nog nooit wees van die begin van die wêreld af nie, en daar sal nooit weer so wees nie. En dan oor Jesus is die eerste een wat gepraat het van hierdie verdrukking in Matteus 24 vers 21. En hy het nie gepraat van die kerk nie, hy het gepraat van Israel, omdat die kerk is weggeraak. Ek wil vir sê dat in die eerste 3,5 jaar word 25% van die mense sterf af. Jy sal onthou toe ons die 6 seels gedoen het 25% van die mense afgesterf. Jy sal ook onthou toe ons na 'n kwart van die mensdom gesterf het. In die eerste 6 seels sterf dan nog 33% in die eerste 6 seels. Dit beteken dat 50% van die wêreldse populasie sterf binne die eerste 3,5 jaar. As jy kan dink dat die wêreldse populasie plus minus op 7,8 biljoen staan, kom ons sê 1,8 biljoen word weggeraak, maar die wegraping, met woorde, wanneer die kerk weggevat word, dan bly daar plus minus 6 biljoen mense oor. As ons daai 6 biljoen mense vat, en ons vat 3 biljoen van daai mense, en ons vat dit oor 'n tydperk van 3 jaar, dan beteken dit dat elke maand sterf daar 1000 miljoen mense. Wil jy verstaan wat die groot verdrukking is? Elke maand sterf daar 1000 miljoen mense. Kan jy verstaan hoekom die pestilensie gaan uitbreek? Kan jy verstaan hoekom daar hongersnood gaan wees? Kan jy verstaan? Daarom sal jy sien dat toe Jesus met hierdie mense praat, met hierdie magtige mense praat, toe sê hy, kom na my toe. Hy sê, want die by my sal ek vir julle sorg, en hy sorg, hulle sal nie meer honger wees nie, hulle sal nie meer dors wees nie, die son sal nie meer op hulle skyn nie. Met ander woorde, hulle sal nie in die hitte versmaai nie. Hulle sal nie van honger doodgaan nie. Want baie van hierdie mense het van honger te gesterf, maar hulle het vasgehou aan die belofte van Jesus Christus. Is jy bereid om vas te hou aan die belofte van Christus? Maak nie saak wat die wêreld teen nie opstaan nie. Hierdie mense betaal met hulle prys. En hierdie is 'n magdom wat tot bekering kom in die eerste 3,5 jaar van die 7 jaar. So daar gaan nog baie tot bekering kom. As ek kyk nou Openbaring 9, sê Openbaring 9 met my, hy sê, en die mense hy sê dit was beter vir die mense om dood te gaan, as om te lewe. Dis so erg. Dis so erg. Ons kyk in daai een plek, sê hy sê, hulle gaan, hierdie magdom van mense gaan hom aanbid in sy tempel. Met ander woorde, sy tempel praat van God se teenwoordigheid. Dan sê hy gaan sy tent oor hulle span. Wat is sy tent? Sy tent is sy woning, sy woonplek, daar waar hy woon. Met ander woorde, hulle gaan hom nie net aanbid in sy tempel nie, maar hulle gaan saam met hom woon, hulle gaan saam met hom in sy huis lewe. En hulle is veilig in God se huis. En God ontferm hom oor hulle, na hulle swaar kry op die aarde, as gevolg van die oordeele wat op die aarde uitgestort is. Ek weet nie van hier. Ek wil eerder hom nou aanneem, as hom teen daai tyd te leer ken, met die prys van my lewe, of van honger dood te gaan, of om
om weer die omstandighede van die 6 seels vernietig te word, of om doodgemaak te word, omdat ek nie die antichrist onderbid nie. In die 7 jaar van verdrukking, weet ons, kyk in 1 Tessalonisense, baie mense sê 1 Tessalonisense, waar hy van praat, waar hy sê, en hy word weggeneem. Dan praat hy dan sê, dis die Heilige Gees, dis nie die Heilige Gees wat weggeneem word, dis die kerk wat weggeneem word. Die Heilige Gees is nog steeds in hierdie tyd, want sonder die Heilige Gees kan niemand tot bekering kom. Sonder die Heilige Gees kan niemand bekering kom. En God, vir God is dit so belangrik, ek wil jy moet mooi verstaan, dat God, as daar net een mens is wat na God beluister, net een mens is wat om toe God wil toe, sal God daai persoon gebruik. Kyk na Noag, daar was net een prediker. Net een prediker op die hele wêreld. So God sal net een prediker gebruik. Is jy vandag daai een prediker? As ons kyk na die redding van God in die tyd van verdrukking, dan sien ons die genade van God, self gedurende sy tyd van oordeel, is daar nog steeds die genade van God beskikbaar vir die mens. Nicodemus kom en hy sê vir die mens, hy vra vir die Here, hy sê, Here, hoe sal ek die koninkryk van God sien? Hy sê, ek sê vir jou, waar as jy wedergebore word? Want vlees gee geboorte aan vlees, maar gees aan gees. Hy sê, jy moet wedergebore word. Jy weet, as ons kyk na Handelinge sê ons, daar is net een naam by wie ons gered kan word. En dis die naam van Jesus Christus. Vandag wil ek vir die vra, of vir die sê, as jy wil wag tot die verdrukking kom, is dit die probleem, want die gaan die lewe betaal, en het gaan 'n baie moeilike bekering wees. Hoekom die Jesus nou aanneem? Hoekom die Jesus nou aanneem, en nou deel word van die liggaam van Christus, sodat jy met die wegraap weggevat word, dat jy nie in die moeilike tyd moet deurgaan. As jy miskien vandag kyk by ons op YouTube, of miskien kyk jy op Facebook saam met ons, wil ek vir jy sê, as jy nie die Here ken nie, kom, bel ons, dat ons saam met jy kan bid. My nommer is 082-826-3227, bel my. As jy vanmôre hierso is, en nie die Christus aangeneem nie, moet nie loop, voordat jy hom aangeneem. Want Christus is die weg, die lig, die lewe en die waarheid. En niemand kan na die Vader toe kom sonder hom. Kom ons sluit ons oë, dan gaan ek bid, en dan gaan ons offerande opneem. Ons Hemelse Vader, ek dank U vanmôre, Here, dat U ons oë en ons ore sal oopmaak, dat U ons hart sal oopmaak. Here, U het so baie gesê, toe U met die kerke gepraat het, gesê, hulle wat ore het, dat hulle hoor wat die Heilige Gees sê, dat ons vanmôre hoor, my God, wat die Heilige Gees vir ons sê, dat ons ore oopmaak en ons self gereed maak, dat as U kom, dat ons nie weer in die verdrukking moet gaan. Ons loof en ons prys U daarvoor. Ons is dankbaar vir die voorreg wat ons het om kinders van God te wees. Dankbaar om diensknegte te wees. Dankbaar, Here, dat ons gered is deur die bloed van die lam. Ons is so dankbaar, my God, dat U ons so lief gehad het, dat U die enigstgebore seun gegee het, sodat deur hom ons gered kon word. Dankie Jesus as ons redder, as ons Here en as ons koning. Ons loof en ons prys in Jesus naam. Amen en amen. Gebring